Goeiemiddag, dis Ina met resepte van die lewe. Hierdie naweek is 'n baie belangrike naweek op God se kalender. Met son onder breek die 7de maand aan. En die 7de maand is baie belangrik rondom die feeste van die 7de maand. En die eerste dag van die 7de maand lees ons van in Levitikus 23:24, waar dit sê dat die Here vir Moses gesê het, sê vir die Israeliete, die eerste dag van die 7de maand moet 'n rusdag wees, 'n gedenkdag wat met die blaas van die ramshorings aangekondig word, 'n gewyde byeenkoms. Nou, ek weet baie van julle het nog nooit enigstens iets te doen gehad met die feeste nie, en dink maar wat het dit met ons as gelowiges te doen? Hierdie was 'n duidelike opdrag aan die Israeliete. Ek gaan nie daarby stil staan nie. Wat ek wel wil noem is dat in die geestelike realm is hierdie 'n baie belangrike tyd in God se kalender. God se feeste staan vir alle eeue, omdat dit die profetiese betekenis het van Jesus se eerste koms en sy tweede koms. So hierdie dag wat nou aanbreek, waar die trompette geblaas word, waar die Jode oor die hele wêreld die trompette, die shofars blaas en sê kom Messias kom, roep ons as gelowiges terselfdertyd uit, kom ons koning kom. Maar ek wil gaan kyk na 'n baie belangrike skrifgie, wat vir ons bietjie meer praat oor die ramshorings. En ons kry dit in Jesaja 58 vers 1. Die Almagtige sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. Nou ek wil gaan kyk na die middelste gedeelte van hierdie vers. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Die ramshorings is vir baie spesifiek goed gebruik in die Bybelse tyd, en dis dalk nodig dat ons daarna gaan kyk, sodat ons kan werklik verstaan wat hierdie vers vir ons sê as hy sê, gebruik jou stem soos 'n ramshoring. In die eerste plek is dit gebruik om die volk op te roep tot lofprysing en aanbidding. Dit is gebruik wanneer die volk moes aanbeweeg na 'n volgende plek. Dit is gebruik wanneer daar gevaar was en die vyand in aantog was en die volk gewaarsku was. Dit is wanneer daar iets plaasgevind het wat groot vreugde en blydskap veroorsaak het. Dit was om die volk op te roep vir vas en gebed, en wanneer die leiers, die priesters opgeroep is om opdragte te ontvang. So, die klank van die ramshoring roep mense om aandag te gee. En nou het ons skrifverwysing sê, gebruik jou stem soos 'n ramshoring. Ek wil jou uitnooi om in hierdie naweek jou stem te gebruik as 'n ramshoring, om die klank van God se woord uit te roep oor jou omstandighede. 'n Ramshoring is nie 'n sagte dingetjie nie, hy maak 'n harde lawaai. 'n Ramshoring kan ook nie stil gehou word nie. Dis iets wat weer klink. En ek glo as jy in 'n stad of 'n dorp bly, gaan jy dalk oor hierdie naweek ramshorings hoor, want daar's ouens wat gaan die ramshorings gaan blaas. Maar ek wil hê, ons moet verstaan dat ons met ons stemme hierdie deklarasies kan maak, kan proclaim, sê die Engelse vertalings, dit wat die woord van God oor ons sê, dit wat die woord van God oor ons situasie sê. Die klank van die shofar word ook simbolies vergelyk met die bloed van die lam, as gevolg van die gebeure toe Abraham vir Isak moes gaan offer het en God 'n ram voorsien het. So as ons die shofar blaas, spreek dit van die klank van die bloed van die lam wat vir my en vir jou gesterf het. Verklaar die bloed van Yeshua oor jou en jou familie. Verklaar die woord van God oor jou en jou familie. As jy in die nood is, verklaar sy naam. God wat voorsien, Jahwe Here. As jy siek is, verklaar die naam van God oor jou. Hy wat die geneesheer is, Jahwe Rafa. Verklaar die naam van God oor jou. As jy bang is, as jy vrees het,
Hy is die oorwinnaar. Hy is die een wat sê, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit begewe nie. Gebruik jou stem in hierdie naweek, my boetie, my sussie, om God se woord te verklaar in jou finansies. Spreek jou vrees aan. Staan met 'n ramshoring in jou stem en begin om die koning van die konings te loof en te prys. Want wanneer jy lofprysing doen, kom die koning nader. En as die koning nader kom, moet die vyand van jou afvlug. Mag jy hierdie naweek in die gees ramshorings hoor blaas. Mag jy dit in die fisiese hoor of self blaas. Maar as jy alleen is daar op 'n plaas, of iewers waar daar nie ouens om jou is nie, en jy kies om dit hardheid uit te roep, my God is koning, weet dan dat jou ramshoring weer klink in die geestelike riem. Mag jy die ramshorings hoor hierdie naweek in jou gees. Abba Vader, ons kom na U toe en vanaand kom roep ons uit. Kom, ons koning, kom. Kom en raak ons aan. Kom en maak ons oë oop vir die oes. Kom en roep ons op aandag, sodat ons as 'n weermag vir U sal opstaan. U kinders, met ons ramshorings in ons monde en die wapens van lig in ons hande, vergifnis en liefde en lofprysing. Amen.